Omdat hy lief, sien ek kans van môre. Omdat hy lief, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms. Die liewe is die moeite werd, omdat hy lief. Goeiedag. Handelinge 2 vers 44 tot 47 skets vir ons 'n ideaal beeld van die kerk. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dit maak mense 'n bietjie jaloers op hierdie eerste groepie Christene, maar ook verleë dat die kerk nie vandag meer so lyk nie. Hoe het hulle dit reg gekry? Vir hierdie vroeë volgelinge van Jesus was gemeenskap nie die doel nie, dit was die uitkoms. Hierdie gewone mense het as getuies geleef en verwag dat God deur hulle sou beweeg. Skielik het hulle rondgekyk en boem, hulle het baie geselskap in daardie strewes gehad. As hulle egter die soort gemeenskap gemaak het wat Handelinge 2 as hulle doelwit beskryf het, sou hulle teleurgesteld gewees het. Hulle sou die krag van die opstanding misgeloop het. Die soort gemeenskap waarna ons smag, is die uitkoms van 'n proses waar ons die opstanding van Jesus aanskou. Ons ervaar dieselfde krag wat Christus Jesus uit die dood opgewek het. Volgens Paulus in Romeine 8 is daardie opstandingskrag lewendig in ons. Wanneer ons daardie krag ervaar en ontdek dat ander mense dieselfde ding doen, skep God 'n verenigde gemeenskap. Die vroeë disippels het geglo dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, in hulle lewendig was. Hulle het die opstanding gesien. Hulle het gesien hoe Jesus na die hemel opvaar. Hulle het die Heilige Gees ontvang. Opstandingskrag het hulle bewoon. En hulle het elke dag die wonderdadige werk van daardie Gees rondom hulle beleef. Mense het daarop gereageer deur op Jesus te vertrou en duisende is gedoop. Hulle het begin uitvind wat dit beteken om elke dag in die lig van die opstanding te lewe. En uit hierdie proses kom 'n hegte, verenigde, saamgevoegde gemeenskap na vore. Wanneer ons van 'n uitkoms 'n afgod maak, verag ons die proses. Wanneer ons 'n gemeenskap aanbid, verag ons die proses wat nodig is om een te bou. Ons vergeet dat ons slegs 'n opstandingsgemeenskap kry as ons as opstandingsmense saamleef. Onthou, die vroeë disippels het nie by die graf gesit en die opstanding van Jesus verwag nie. Hulle het hulle gekruisigde en gestorwe onderwyser beween. God het Jesus uit die dood opgewek toe hulle hopeloos was. As hulle verras kan word deur hoop, wonder ek wat God in ons harte kan doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wil U nie ook vir ons kom verras met die krag van die opstanding nie. Dat ons doodeenvoudig sal voortgaan om te lewe soos mense wat die opstanding ervaar en dan te sien hoe dat U self die resultate daarop gee. Hoe dat U self 'n hegte, innige, liefdevolle gemeenskap vir ons skep. In Jesus se naam. Amen.